Goeiedag. Ek het die afgelope paar oordenkings gewy aan 'n aantal algemene waarhede oor Jesus. Terwyl ons nou nader kom aan Paasnaweek, wil ek graag 'n bietjie stil staan by die laaste lydensweek van Jesus. En dit begin met sy intog in Jerusalem. Matteus 21 vers 5. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Ons hou van stories waar die held die dag red. Of dit nou 'n wenderie in beseringstyd is, 'n brandweerman wat iemand uit gevaar het, of 'n fliek waar goed oor kwaad seëvier. Iets in ons verlang na 'n verlosser. Iemand wat kan intree en dinge regmaak teen die onmoontlike in. Dis presies hoe mense in Jerusalem gevoel het toe Jesus vroeg in die eerste eeu daar gekom het. Hulle het palmtakke geswaai, die tradisionele simbole van oorwinning en nasionale trots, en verwag dat hy die soort verlosser sou wees waarop hulle gehoop het. Hulle het gedink hy sou die Romeinse heerskappy omverwerp, Judea se onafhanklikheid herwin en hulle na oorwinnings lei. Hoe? Niemand was heeltemal seker nie, maar hulle het beslis 'n paar verwagtinge van hulle voornemende verlosser gehad. Jesus het egter 'n ander soort redding in gedagte gehad. Deur op 'n donkie die stad binne te ry, het hy 'n antieke profesie vervul oor 'n koning wat nederigheid sou toonbeeld en vrede sou bring. Jesus het nie gekom om nasies te verower nie. Hy het gekom om sonde en dood te oorwin. Hy was nie daar om oorwinning te bring deur skade te berokken nie. Hy was daar om oorwinning te bring deur self 'n slagoffer van geweld te word. Teen die einde van die week sou die skares wat in die openbaar vir hom toegejuig het, vervang word deur skares wat vir sy kruisiging gevra het. Hoekom? Omdat hy nie aan mense se verwagtings voldoen het nie. Hulle het gehoop op 'n sterk koning wat op 'n oorlogsperd ry met 'n swaard in sy hand, nie 'n nederige dienaar wat hom self stilweg laat regstel nie. Jesus was egter presies die verlosser wat hulle en ons nodig gehad het. Hy het nie gekom om die probleme van 'n gebroke wêreld op te los nie, maar om ons vir ewig te red. Neem 'n oomblik om jouself af te vra, op watter manier verwag ek van God om volgens my planne te werk, in plaas daarvan om syne te vertrou? Wie is Jesus vir jou? Die mense in Jerusalem het hulle eie idees gehad oor watter soort verlosser hy moes wees. Maar Jesus het gekom om 'n groter verlossing te bring as wat hulle gedink het. Terwyl jy hierdie Paasfeesreis begin, neem tyd om na te dink, wat beteken dit vir Jesus om vir jou 'n verlosser te wees? Kom, ons bid saam. Jesus, U is die verlosser wat ek nodig het, selfs wanneer ek U plan nie te volle verstaan nie. Help my om U te vertrou, nie net op die manier wat ek wil nie, maar op die manier wat U weet die beste is. Amen.